Wat 'n voorreg om saam met u te wees en die woord van die Here aan u te bedien. Voor ek dit doen, vir 'n maand nou loop ek met hierdie nommer in my kop, 423. En ek weet dit gaan vir iemand iets beteken. Dis 423 of 423. Onthou daai nommer, as dit gaan opkom in die lewe, as dit nie al reeds by jou opgekom het nie, daar is iets omtrent daai nommer. 423 wat die Here wil hê, jy moet weet. Ek moenie my vra wat wil hy hê moet jy weet nie. Jy sal weet wanneer jy dit sien. En miskien is dit omtrent 'n besluit wat jy moet neem of wat ook al. So. Ek gaan reguit inspring want ek dink ek gaan probeer om nie te lank te wees nie. Maar there's no guarantee. Ek wil met u praat vandag oor lewende water. En ek wil lees uit Johannes hoofstuk 7. En ons gaan lees vanaf 37, 38 en 39. Dan gaan ek met u praat oor 'n paar gedagtes daar en dan gaan ons terugspring in Johannes 4. Nou hierdie is baie bekende verse. Dis verse wat u sal ken. Die probleem met dit is, as daar 'n probleem is, dat baie keer dink ons weet wat dit gaan sê en hoe dit gaan werk. Maar ek wil u uitnooi vandag om miskien net al die preconceived idees neer te sit vir 'n oomblik en luister wat sê die Gees van die Here vir jou vandag. Dit is belangrik om te hoor wat die Gees sê. In Johannes 7 vanaf vers 37 sê die Bybel, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang, wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So ons weet, Jesus is na dit verheerlik. Jesus het opgegaan na die Vader toe. Hy het sy bloed gebring voor die troon vir genade vir my en vir jou. En hy het vir die Heilige Gees, die Vader het die Heilige Gees gestuur, om nou binne in my en in jou te kom woon. So die strome van lewende water wat Jesus ons beloof het, is nou aan die binnekant van my en van jou. As ek jou moet vra, hoe lyk jou strome van lewende water? As iemand by jou moet kom en hulle moet jou strome van lewende water meet, hoe gaan dit lyk? Lyk ons so bietjie dor? Want ons sê, nee, ek gaan bietjie deur 'n woestyntyd, dortyd. Ons sal dit bietjie aanspreek 'n bietjie later. Of miskien is dit 'n klein ou stroompie en ek wag vir die reën. Ek wag vir die, ek wag vir dit. Dus ons wag altyd vir iets. Ons probeer altyd iets nuuts om God te kry om te beweeg. En dit is nie fout daarmee nie. As dit is wat ons wil doen. Die realiteit vir wat ons sê is as ek jou vra om te meet, as ek vir jou moet sê, het jy werklik strome van lewende water wat uit jou uitvloei? Of het jy strome van bekommernis, of strome van wat gaan gebeur, of wat ook al. Dit is belangrik dat ons kyk wat sê Jesus vir ons, want die probleem is, hy kom en hy sê vir ons, op die laaste dag, die groot dag van die fees, laaste dag, hulle klaar fees gevier, so hulle is vol geëet en hulle is vol gedrink. Ok? Hulle is nie dors nie. Maar tog kom Jesus en hy staan en hy roep uit, as iemand, nie as Christene nie, nie as die nie, nie as die groep of daai groep nie, as iemand, as enige iemand dors is, laat hom na my toe kom en drink. Die feit dat jy na hom toe kom, is nie genoeg nie. Jy moet kan drink. En baie keer weet ons nie hoe om te drink nie. Ons kom na hom toe, maar hoe drink ek van Jesus? Hoe ontvang ek dit wat hy sê? Hy nooi my uit na iets toe. En hy sê vir my in vers 38, hy wat in my glo, soos die skrif sê, nie soos iemand se opinie sê nie, nie soos die Reader's Digest sê nie, soos die skrif sê. Soos die skrif sê, as jy in my glo soos die skrif sê, dan is hierdie wat gaan gebeur. Strome. As jy dink aan 'n stroom, wat dink jy? Veral as ek nou so praat, strome van lewende water.
Ek weet nie of jy al whitewater rafting gedoen het nie, né? Daai kabbeling is 'n stroom, en in jou is hoeveel, nie een stroom nie, daar is strome van lewende water. En waaruit vloei dit? Uit jou binneste. Dit kom nie van die buitekant of binnekant toe nie. Dit kom van jou binnekant af en dit vloei uit na die buitekant toe. Hoe kry ek daardie lewende water? Ek kom na Jesus toe en ek kom en ek drink. Die probleem wat ek het nou is, ek voel nie ek is dors nie. Veral as jy al jou godsdienstige verpligtinge tik. Ek doen my oggendding met die Here, ek lees my Bybel met die Here, ek doen my stilte tyd met die Here, ek kom kerk toe elke Sondag, ek doen wat ek moet doen. Ek is reg, broer Johan, ek het nie dors nie, ek is okay. Dis juist vir daai mense wie jy sê, dis die laaste dag, jy dink dat dit wat jy het en dit wat jy doen, is genoeg om jou te vervul met wie ek is. En ons mis die uitnodiging om hom werklik te kry en te sien vir wie hy is. Het is belangrik dat ek en jy dit verstaan vandag. Kom ons blaai na Johannes hoofstuk 4. Ek gaan die gedeelte weer lees en dan sal ek met u praat daaroor. Vanaf vers 4, die Bybel sê, en hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria, wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, somaar by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink, want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepding nie en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? Hy is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad. En die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle Jode sê, dat die plek waar ons behoort te aanbid, in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur, wanneer julle nie op hierdie berg, en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid,
Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees. En die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En op die oomblik het sy disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was. Tog het niemand gesê, wat verlang jy nie, of waarom spreek jy met haar nie. Die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie? Hulle het toe uit die stad gegaan en na hom gekom. Kom ons los hom tot net daar. As ons tyd kry om verder te gaan, sal ons die laaste stukkie lees. Ons begin weer bo. Die Bybel sê, hy moes deur Samaria gaan. Die realiteit is, hy hoef nie deur Samaria te gegaan het nie. Daar's 'n ompad. Wanneer Jesus mense kry wat dors is, sal hy deur alles in sy vermoë doen om by jou uit te kom. Hy moes deur Samaria gaan. Hy het geweet, dit is die plan van God vir sy dag, vir waar hy moet wees. Dis waar God hom wil hê. Die Samaritane en die Jode het nie ooreengekom nie. Die Samaritane was 'n bastervolk. Hulle was Jode wat gemeng was met ander nasies. Daarom kom hulle nie oor die weg nie. Daarom aanbid hulle nie op dieselfde plek nie. Daarom het hulle hierdie skering tussen mekaar. Die Bybel sê hy het gekom by hierdie stad, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het, en die fontein wat Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van sy reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Dit was 12 uur in die middag. Dit is warm. Dit is die warmste tyd van die dag. Hoekom sal 'n vrou met 'n kan op haar skouer kom water soek op die warmste tyd van die dag? Hoekom sal Jesus daar wees op daai spesifieke tyd? Hoekom sal Jesus jou ontmoet op die warmste tyd van jou lewe? Op die warmste seisoen van jou dag? Hoekom sal jy uitkom al die pad soontoe wanneer almal in hulle huis is? Hulle het klaar kom water skep. Hulle is klaar terug in hulle huise. Jy is die verstoteling. Jy is die een wat nie die moeite werd is nie. Jy is die een vir wie hy nie hoef te stop nie. Dis die een, hy kom juis in daardie uur en hy sit, sy disippels is nie daar nie. Sy kom met haar waterkan in die middel van die dag, want sy word nie aanvaar nie weens haar verlede, weens haar geskiedenis, weens wat besig is om in haar lewe te gebeur. Die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat jy wat 'n Jood is, tog met my praat? Ons vind dit in ons eie lewe. Wie is ek tog dat u met my sal praat? Wie is ek tog dat u met my sal ontmoet? Weet u nie wie ek is nie? Die ding is, hy weet presies wie ons is. As jy die gawe van God geken het en geweet het wie het is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. As jy geweet het, as jy die gawe van God geken het. U het nie eens 'n skepting nie. Ons natuurlike mens moet onmiddellik uitwerk hoe dit gaan werk. Jy staan by die meester. Hy sê vir ons, kom na my toe almal wat dors is.
Kom en drink. Kom na my toe en kom en drink. Kom met jou probleme, kom met wat die situasie is, kom net na my toe. As jy weet met wie jy praat, sal dit jou lewe verander. As jy regtig weet, en dan kom ons en ons sê, ja, maar jy het nie eens, hoe gaan hy dit doen? Ek wonder hoe gaan hy dit doen? Ek wonder hoe gaan dit uitwerk? Weet, kan hy nie sien hoe diep is die put nie? Kan hy nie sien onmoontlik lyk my omstandighede nie? Kan hy nie sien, ek is okay nie, maar ek is nie regtig dors nie, ek kan my eie kan bring, ek kan my eie water skep, en hy praat met my oor iets wat, ek is okay. Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Broer Johan, ek gaan nie deur 'n droë tyd. Wie van hierdie water drink, sal nooit weer dors kry nie. My vraag is net, watse water drink ons? As die skrif die waarheid is, hoekom loop ons nog dors rond? Hoekom loop ons, daar's iets wat ons besig is om te mis. Ons het 'n formule van hoe hy moet werk en hoe dit moet lyk en wat ons doen, ek gaan dit doen, dan gaan hy dit doen en ons het die Here het met hierdie uitreiking gepraat, maande terug, miskien nou al meer as 'n jaar terug, en hy het vir ons een ding gesê, slaan die kante van die boks waarin julle my het, slaan dit plat. Want julle dink julle weet wie ek is. Julle dink julle weet wat ek wil doen. Julle dink, maar julle is nog steeds dors. En vandag sal ek saam met u staan en sê, nee Here, ek is okay, ek is nie dors nie. Ek is nie dors nie. Wanneer ek die stuk gelees het in die verlede, dan het ek gedink aan die vrou, 5 mans, die volgende een van wie sy is nie haar man nie. Ek het gedink, miskien is sy los. Dit was my idee. Ek het gedag, wow, jy weet, sy loslappie, ek weet nie. Maar het een ding wat ek besef het, is wat ook al sy was en wat ook al sy gedoen het haar uitgedruk uit, dit is die mense en die mensegroep som wie sy was. Sy was 'n verstoteling in haar community. Die realiteit is, ons almal het 'n verlede, ons almal het miskien dinge gedoen wat ons voel, kan ons nie by die meester uitkom sodat ek die water kan ontvang nie. Ramatoko shoto, jy moet my hoor vandag. Die realiteit is, sy kon miskien 'n man gehad het en die man het gesterf en die broer moes haar trou en die broer het gesterf en die volgende broer moes haar trou en hy het gesterf en die volgende broer moes haar trou en hy het gesterf en toe die laaste broer kom te sê ek trou jou nie, jy lyk vir my na ongeluksvoël. Die realiteit is, sy kon met 'n man getroud wees wat haar rejected. En die volgende man, want sy daai gees van rejection om haar gehad, het haar reject, en die volgende man het haar reject, en die volgende man het haar reject. Nou bly sy saam met 'n man, en sy wil hom nie trou nie, ingeval hy haar reject. En ons oordeel die vrou, want ons verstaan, maar tog in elke een van ons, is daar hierdie begeerte, hierdie koester vir die meester se liefde en se aandag, en hy gaan uit sy pad uit, in die middel van die dag, wanneer jou lewe op die moeilikste lyk, en die seisoen lyk op die moeilikste, dan kom hy en hy roep jou, en ontmoet jou by die put, waar niemand anders is nie, en hy vra jou, en hy sê vir jou, waar is jou man? Ek het nie man nie, jy is reg gesê, hoekom doen hy dit? Om haar te veroordeel? Of om vir haar te wys, hy weet presies wie jy is. Hy ken jou by naam. Hy weet jy's dors.
Jy weet nie as jy is dors nie. Ek weet nie as ek is dors nie. Ons dink is ons okay. Nog 'n kerkdiens, nog 'n byeenkoms, nog 'n die, nog 'n daai. En ons is dors vir die lewende water. Die water wat jou lewe omkeer. Lewende water beteken, dit bring lewe. En hierdie water is waar. Hy vat haar aan, hy sê vir haar, waar is jou man? Sy sê, ek het nie 'n man nie. Hy sê, jy het reg gesê. Sy verdedig nie haarself nie. Sy sê nie, o ja, maar onthou nou, daai man het die of dit nie. Sy sê, o, ek sien jy is 'n profeet. Ek sien jy sien deur alles. Ek sien jy sien reg deur al die dingetjies en die maskertjies en die dingetjies wat ek opstel. Ek sien jy kyk reg deur alles en jy weet wie ek is. Hy sê, ja, ek weet wie jy is. En sy gaan direk oor in 'n godsgesprek met hom oor wie dien ons waar. 'n klomp sê hierso, ander klomp sê hier, ander klomp sê hier. Jesus sê, daar kom 'n uur. En dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Vriend, ek wonder of ons verstaan waarmee ons te doen het. Ek wonder of ons werklik 'n begrip het waarmee ons te doen het. Wat dit beteken om hom in gees en waarheid te aanbid. Daai 3 woordjies, God is gees. Wat beteken dit? God is nie 'n gees nie. Sodra jy sê hy is 'n gees, dan blok jy hom. Dan raamwerk jy hom. God is gees. Waar kan ek gaan van u gees? Waar kan ek gaan van u teenwoordigheid? Gaan ek in die hemel, u is daar? Gaan ek aan die einde van die wêreld woon? U is daar. Gaan ek in die hel in? Hy is nie daar nie, né? Hy is daar. U is daar. God is gees. Die wat hom aanbid, moet. Dis nie 'n voorstel nie. Dis nie kyk hoe jy voel nie. Dis nie kyk en werk hom uit nie. En as jy hom uitgewerk het, dan aanbid jy hom soos jy goed dink nie. Ek lees vanoggend 'n interessante ding. Daar is 45,000 Christelike denominasies in die wêreld. As jy vir my gesê het 4,000? Ja, 45,000. En meeste van daai denominasies lees dieselfde Bybel. Meeste van daai denominasies glo Jesus Christus die Seun van God. Meeste van daai denominasies glo in die Heilige Gees. En tog kan ons so verskil. Want ons het 'n idee van hoe hy is en hoe hy werk. En ons het 'n beeld gemaak van hom en hoe ons dink. En wanneer ons nie verstaan dat God is gees nie, en jy begin om in jou boksie sit. Jy moet my hart hoor vandag, want hierdie boodskap het die kapasiteit om jou van hier af te vat tot daarbo. Lewende water is veronderstel om uit jou binneste uit te spring, uit te borrel. Wie onthou 'n waterorgel? Het iemand ooit 'n waterorgel gesien? Daar waar ek groot geword het, daar by Wemmepan het ons 'n waterorgel gehad. En het Sondag aand in die waterorgel gespeel. En kom die musieke en dan... Ek weet nie of enigiemand van julle al in Singapore was nie.
uit jou binneste. Uit jou binneste. Waar is jou binneste? Ek beloof jou binneste is nie. Ek kan jou garantie. Jy gaan nie jou binneste hier kry nie. Uit jou binneste, uit jou gees. En wanneer jy hierdie water gedrink het, dan word hierdie water. Kom ek lees vir u wat sê die Bybel. Ek gaan dit net kry. Die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein wat water wat opspring tot in die ewige. Hoe lank is ewige? My vroukie weet. Die fontein wat binne in my en in jou is veronderstel om op te spring tot in die ewige lewe. Die Here is met ons. Wanneer ek lyk of ek nie weet wat ek doen nie en ek praat stadiger, die Here is hier. Hierdie water sal in jou word. Hoe word hierdie water in jou? Ek gaan meer Bybel lees, ek gaan meer kerk toe, ek gaan meer bely, ek gaan meer dis nie hoe die water in jou word nie. Dis 'n bewustheid. Alles in die geestelike realm is 'n bewustheid van dit wat reeds in jou is. Hoe meer ek bewus kan word, hoe meer het ek toegang tot dit waarvan ek bewus word. Is dieselfde met jou probleme. Hoe meer bewus jy is oor jou probleme, hoe groter word jou probleem. Waarop jy fokus vergroot. Wanneer ek nie tyd vat in ons oomblikke van die dag of wat ook al om te dink, in my is lewende water wat opspring, wat lewende strome, fonteine van lewende water wat opspring. Ek het nie 'n gansdammetjie met 'n paar eentjies en lelies op nie. Ek het water wat opspring. Dat wanneer iemand by my kom en sê ek het 'n siekte, ek het water vir dit. Ek het water vir dit. Ek het ewige lewe water wat opspring. Wanneer iemand sê ek het depressie of ek het angs, ek het water vir dit. Ek het water wat opspring tot in die ewige lewe. Ek het water want ek het gekom by die Meester en ek het by hom kom drink en dit maak nie saak van my verlede nie. Dit maak nie saak wat gister gebeur het nie. Dit maak nie saak wat die mense sê nie. Dit maak nie saak hoe veroordeeld ek is nie. Daar's iets wat gebeur het. Ek het by die Meester uitgekom en hy het vir my gesê, ek gaan vir jou lewende water gee en uit jou binneste gaan hierdie water word 'n fontein wat opspring. Daai waterorreltjie, as jy by my kom en jy sê bid vir my, dan spring daar 'n fontein op. Ek het water vir dit. Ek het water vir jou. Ek is gevul met die lewende God. Dit het hy gesê van wie? Van die Gees wat hulle sou ontvang het. Want hy het nog nie ontvang nie, want hy was nog nie verheerlik nie. Maar ek het goeie nuus vir u. Hy is verheerlik. Hy het die water gebring. Hy het gesê, as enige iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hier kom 'n vrou. Sy kom by hom. Hy het geen reg om eers met haar te praat nie. Sy is net 'n voorwerp in haar community. Geen regte nie. Sy kom by hom en hy offer haar hierdie lewende water en sy sê vir hom, hy sê vir haar, jy moet weet, God is gees. Hulle wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Hy sê, maar ons wag vir die Messias. Hy sê, jy moet nie wag vir die Messias nie. Dis ek wat met jou praat.
Regtig, die God, die Seun van God, het gekom om my te ontmoet in my haaglikse omstandighede, wanneer almal my afgeskryf het, wanneer ek geen regte het nie, en hy kom en ontmoet my, en hy ken my geskiedenis, hy weet wie ek is, en hy offer my nog steeds lewende water. Die Bybel sê interessant, sy het haar waterkan laat staan en teruggegaan na haar dorp toe. Jy het nie ander water nodig nie, vriend. Ek het nou 'n bietjie mee, jammer. Hierdie storie van ek moet, en as ek net moet, en ek moet God help, en ek moet saam met hom werk, en ek moet die, en ek moet daai. Asseblief stop. Kom elkeen van ons raak net ontslae van ons geestelike ego, van wie ons dink ons is, wat se denominasie, wie's reg, wie's verkeerd, wie's die God is Gees. Hulle wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Want die Vader soek sulke mense wat hom in gees en waarheid aanbid. Ek raak vreeslik benoud. Is miskien die regte woord. In die feit wanneer die Here my hierdie pad langs lei. Want hierdie, wat ek wil julle vertel, en dit wat jy gaan hoor in die volgende maande, jy gaan dit nie in jou gewone kerkdiens hoor nie. En ek wil dit vir jou sê, nou al, ek is nie bang of skaam of om te doen dit wat die Here my sê om te doen nie. En mense moet sê, ja, maar die mense gaan wegloop en die mense gaan die doen wat jy moet doen. Maar asseblief, moenie laat ons godsdienstig raak nie. Met hierdie lewende God nie. Wat in staat is om in een oomblik ons almal se lewens om te keer. Regtig, dink jy dis vir moeite? Dink jy moet werklik waar jou kan al die pad soontoe dra en water skep en terugloop en dan die volgende dag weer water skep en weer, want ek help net God, ek sit myself net in die posisie, ek is nou maar net die, ek is nie dors nie, want ek doen my eie ding. En ek dink, omdat ek my eie ding doen, en ons sal dit nie sê nie, ons sal nie sê, voel ek is miskien 'n bietjie beter as ander nie. Ons sal dit nooit sê nie. Sy los haar kan, sy gaan terug na die mense toe wat haar veroordeel, en sy sê vir hulle, ek dink ek het hom gekry. Wat? Die Christus, die Messias. Jy weet hy gaan niks met ons wil te doen hê nie, né? Jy weet hy is nie deel van ons nie, né? Jy ken jou verlede, né? Sy sê, o ja, by the way, hy het my alles vertel wat ek ooit gedoen het. O, hy het jou seker veroordeel. Nee, hy het my lewende water geoffer. Dit kan seker nie, hy weet nie, ons sal self kom kyk. Ja, kom kyk. Kom kyk. Die Bybel sê hulle het gekom. Jesus doen hierdie amazing, het jy nog 'n paar minute vir my? Ja. Maar sy disippels is nou bekommerd, hulle is nou weer in die vlees, né? Hulle is in die vlees. Here, is jy nie honger nie? Kom eet ietsie. Hy sê, ek het nie nodig om te eet nie. Ek doen die wil van my Vader, dis my voedsel, dis my kos. Ek is besig om te doen, ek kon om Samaria gegaan het, maar ek het besluit, ek gaan deur Samaria gaan. Ek het 'n ontmoeting met iemand wat dors is. Ek het 'n ontmoeting met iemand wat 'n verlede het.
Ek het 'n ontmoeting met iemand wat miskien afgeskryf is. Ek het 'n ontmoeting met iemand wat so reject is, hy weet nie waar om te gaan nie. Ek het 'n ontmoeting met iemand wat gedink het hulle lewe is verby, so daarom kom skep hulle water in die middel van die dag. Ek het 'n ontmoeting om vir iemand lewende water te offer en te sien of hulle dit sal vat. So die disippels het hierdie, wil jy nie eet nie, moet jy nie eet nie, ons het vir kos gebring. Hy sê, my voedsel is om die wil van hom te doen wat my gestuur het en om sy werk te volbring. En dan kom hy in vers 35 en hy sê hierdie snaakse woorde, sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. En dan sê hy, kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle is wit vir die oes. En ek is altyd geleer, wel, daar's evangeliste, gaan hy, hawes is, waarvan praat hy? Sy disippels sal nie idee hê van, hy praat van evangelisme eendag nie. Hy is besig om te kyk oor die veld, en hier kom hulle. Hierdie vroukie het hulle gaan haal. Sy het vir hulle gesê, hy het lewende water beloof, kom kyk vir jouself. Hy sien hulle kom, hy sê kyk vir sy disippels, kyk, wit is die oes, wat reeds daar is, kyk, sien jy hulle kom. Want een vrou het gekom ten spyte van alles en gesê, weet jy wat, gee vir my hierdie water wat jy offer. En dan maak hy hierdie statement oor, daar's een wat maai en daar's een wat saai en alles. En die Bybel sê in vers 39, en baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly en hy het daar 2 dae lank gebly. Hy mag niks met hulle te doen hê nie. Hulle is basters. Hy mag niks met hulle te doen hê nie. Die rabbi het niks met hulle te doen nie. Een vroukie het gekom en gesê, ek soek daai water. Ek is dors, my lewe is in gemors, my lewe is in chaos. Het lyk of het alles oukei is, want ek kan nog steeds na die put toe gaan, ek kan nog steeds my eie manier vind, ek kan nog steeds water drink, en is oukei, ek weet is warm, maar dis nou maar net my lot. Dis nou maar net hoe dit is. Goeie nuus vir u, dis nie hoe dit hoef te wees nie. Want wat hy vir jou gee, is lewende water wat in jou word, strome, fonteine van lewende water wat opspring tot in die ewige lewe. En die Bybel sê in 41, en baie meer het op grond van sy woord geglo, en aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor, en ons weet, dat hy waarlik die Christus, is die reg vir die laaste stukkie, die saligmaker van die wêreld is. Amen. My vraag is jy dors? En dit sit ons 'n bietjie in 'n verleentheid, né? Want wat gaan hy nou doen? Gaan hy my vra om vorentoe te kom? Gaan hy my vra om, nee, ek weet, hy het nou klaar gesê, is ek dors, is ek nie dors? As ek sê ek is nie dors nie, dan lyk ek hoogmoedig. En my vraag is aan jou, sonder jou kop, is jy dors? Maak jy oë toe vir 'n oomblik. Ek gaan nie vra om vir my iets te doen. Daai gedagtes wat jy nou dink, stop. Daar's 'n teenwoordigheid agter daai gedagtes wat jy dink. Sy naam is Jesus Christus, hy bly in jou. As jy net jou kop 'n bietjie stil maak, sal jy hom hoor. Hy staan by die fontein van jou lewe, nou. Die uur kom en die uur is nou. En daar's 'n dors wat niemand anders van weet nie. Jy ken daai dors.
Niemand anders ken dit nie, jou vrou ken dit nie, jou kinders ken dit nie, jou man ken dit nie, jy ken dit. Jy weet in jou binneste, ek is nie waar ek moet wees nie. Jy weet in jou binneste, ek is dors, ek het lewende water nodig. Ek het hierdie koning nodig. Ek het hom in 'n boks gesit, ek dink so is hy, en so werk hy, en dis hoe dit werk. Ek wil alles neerlê vir 'n oomblik, net vir 'n oomblik. Vriend, as jy jou gedagtes weer wil optel na die tyd, jy is so welkom. Maar vir 'n oomblik, stop alle kopgedagtes, hou op om te dink, en word bewus van die teenwoordigheid agter al daai gedagtes. Lê dit net neer vir 'n oomblik, en jy gaan die meester kry by die fontein, en hy staan by jou lewe, en hy offer vir jou vandag. Hy sê nou vir jou vandag, is jy dors? Kom en drink. Dit het hy gesê van die Gees wat ons sou ontvang. Ons wat in hom glo, soos die skrif sê. Die skrif sê, hy is die lewende water. Die skrif sê, hy is die een wat jou dors les. Die skrif sê, daai water gaan in jou word fonteine van lewende water wat opspring tot in die ewige lewe. Jy moet 'n sprinkler system wees. Nie 'n hosepipe wat half gevorm is, half gevou is en so 'n druppeltjie water hier en daar nie. Wow, mag die Here ons help vandag. Vader, ons kan na duisende preke luister. Daar is soveel informasie, daar is soveel, so many avenues we can listen to, wat ons kan vertel van U en wie U is en hoe ons U aanbid en hoe ons dit moet doen en hoe ons dat moet doen. Maar dit is net U Heilige Gees wat ons kan help en ons kan leer. En Vader, ek verstaan, ons is vir jare geïndoktrineer met hoe ons dink en hoe ons dink God moet wees en hoe ons dink kerk moet wees en hoe ons dink God wil werk. Ek wil vandag vra, bringe vryheid in die mense om te sê, ek wil weet dit wat die Gees van die Here sê. Ons wil nie meer kom met die wysheid wat mense leer nie. Ons wil kom in die demonstrasie van die Heilige Gees en krag, sodat lewens verander kan word. Vader, ons soek U wil, bo alles. Dankie vir wat U doen. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van God die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen.